Okay, hierdie is leerpapier vir kwartaal 1 2025 vir persoonlike sorg haarkappery. Jy ontvang hierdie papier die 4de Maart en jou toets is die 14de Maart. Gaan oor na bladsy 1 wat virusse is. Virusse is mikroskopiese organismes wat gasheere soos mense, plante of diere kan besmet. Die gewone verkoue is 'n ligte virusinfeksie wat die boonste ligwerg, insluitend die neus en keel aantas. Dit word deur meer as 200 verskillende virusse veroorsaak, maar rhinovirusse is die algemeenste. Simptome van gewone verkoue sluit in nies, toe of loop neus, seer keel, hoes, hoofpyn, waterige oë of 'n laaggraadse koors. Verkoues is hoogs aansteeklik en kan versprei deur ligdruppels van hoes, nies of neusblaas, noue persoonlike kontak of raak aan iets wat besmet is en dan aan jou oë, neus of mond. Salonhigiëne. Sterilisasie beteken om alle lewende organismes te vernietig. Verskillende toestelle word gebruik. Verskillende toestande gebruik verskillende sterilisasiemetodes gebaseer op die gebruik van hitte, bestraling of chemikalia. Ultraviolet straling is hierdie. Dis 'n kabinet wat ultraviolet lig in het en steriliseer met die hitte wat dit produseer. Chemiese sterilisasie of 'n ontsmettingsmiddel. Dit is die mees effektiewe vorm van salonontsmettingsmiddels wat bereik word deur 'n totale onderdompeling van die besmette implement in 'n fles vloeistof soos Barbicide of Savlon. So jy druk jou hele kammie in en hy's skoon. En dan 'n autoklaaf. Die autoklaaf bied 'n baie doeltreffende manier om met hitte te steriliseer. Bladsy 3, die 6 mees bekende gesigvorms: vierkant, ovaal, hart, driehoek, rond en langwerpig. Konsultasie en advies. Die hooftipes vraestyle is. Die eerste een is oop vrae. Dit is goed om te gebruik as jy meer in diepte inligting van die kliënt wil kry. Hulle begin met wie, wat, wanneer en hoekom. So jy vra vir die persoon, watter produkte gebruik jy op jou hare? En hulle kan 'n hele verskeidenheid gee. Dit is nie net 1 of 2 antwoordjies nie, dit is verskillende antwoorde. Wanneer laas het jy jou hare gewas? Hoe gereeld gebruik jy die warm yster op jou hare? Geslote vrae, dit is nuttig vir 'n vinnige ja of 'n nee antwoord. Het jy al jou hare gekleur? Ja of nee? Wil jy ek moet jou help in etensuur? Ja of nee? Is jy daarteen om jou paadjie na die ander kant toe te skuif? Ja of nee? Dan gevoel vrae. Hierdie vrae is op die kliënt gefokus. Hoe voel jy daaroor om jou hare kort te sny? Dan kan die persoon antwoord, nee, ek wil nie, of ja, dit sal cool wees. Hoe voel jy oor 'n totale kleurverandering? En dan keusevrae. Hulle kan as leidende vrae beskou word. Sal jy eerder 'n leave-in conditioner gebruik of verkies jy een wat uitspoel? Sal ons kyk of daar tyd vandag is om alles te doen of wil jy dit in verdeel tussen die dae? Of waar dra jy graag jou kuif? Die kliënt het 'n keuse daarso. Dan visuele hulpmiddels is 'n belangrike rol as prentjies. Hulle kan 1000 woorde spreek. Die term is 'n ou oorwerkte kliseë, maar is baie waar. Prente. Prente dra aspekte van haarstyle of effekte oor wat baie moeilik is om woorde te sit. Prent is 'n uiters belangrike visuele hulpmiddel en 'n ander vorm van taal wat haarkappers baie goed verstaan. So jy kom met jou prentjie daaraan en jy sê jy soek jou hare so. Of kleurkaarte. Kleurkaarte is uiters nuttig vir haarkappers. Hulle is egter nie altyd 'n baie nuttige visuele hulpmiddel vir die kliënt nie. Kliënte het baie min vermoë tot selfvisualisering, maar dit is hoekom hulle jou vir jou opinie en raad vra. Kleurkaarte is geneig om baie klein monstertjies van gekleurde hare te hê. So jy sê vir die kliënt, hoe hou jy van hierdie kleur? En hy sê ja of nee. Dan die anatomie van hare, vel en kopvel. Alle suksesvolle salondienste moet begin met 'n deeglike ontleding van die toestand. So jy weet nou, oukies, hierso is hoe jou haar lyk. So heel in die middel is die medulla, daai klein stukkie.
Dan het jy die cortex, die binnendeel, en jy het jou cuticle of jou cuticula is die buitedeel, die deel wat soos, die dinge in my klas wat soos All-Bran flakes lyk. Okay, so dis jou cuticle, jou buitenste laagie. Die cuticle is die buitenste laag kleurlose selle wat 'n beskermende oppervlak vir die hare vorm. Die cortex is die middelste en die grootste laag en die medulla is die sentrale mees binneste deel van die hare. Daarna het jy die laag van die vel en daar's 3 lae. Jy het die epidermis, daai boonste laagie. Dan het jy die dermis, die groot tweede laag wat jou haar insit en die klein spiertjies en goed wat jou haar voed. En dan het jy die subcutane weefsel of die vetlaagie. Gaan oor na bladsy 5 toe. Okay, so die epidermis is die voorste lyn van verdediging. Hierdie buitenste beskermende laag van die vel word die stratum corneum genoem en is 'n harde laag wat bestaan uit 15 van 40 lae platgedrukte velselle. Die dermis is die dikste laag van die vel. Dit is hier waar die haarfollikel gevorm word. Die vel ontvang sy voedingsstowwe uit hierdie area. En dan die haarfollikel, hare groei uit 'n dun buisagtige spasie in die vel wat 'n haarfollikel genoem word. Okay, dan kom ons by haargroei. Hare groei voortdurend, so dit groei die hele tyd. Oor 'n tydperk van tussen 1 en 6 jaar groei 'n individueel haar aktief. Dan stop die haartjie, hy rus, hy ontaard homself en hy val dan uit. Voordat die hare die follikel verlaat, is die nuwe haar gewoonlik gereed om te vervang. As 'n haartjie nie vervang word nie, kom 'n piepklein kaal areaatjie voor. Okay, dan is dit die fases van haargroei of die lewensiklus van hare. Die eerste fase is die anagene of die groeifase. Dit duur 'n paar maande, die dikte word daar bepaal en jou haarkleur word bepaal en gevorm. So hy's daarso. Dan het jy die katageenfase of die oorgaanfase. Hare hou op om te groei en die follikel daaronder krimp. Dan het jy die telogene fase of die rusfase. Die follikel krimp en hierdie haar begin amper uitval en die nuwe haartjie wat in dieselfde follikel is, begin dan daaronder te sit. En die ander eksogene fase of die uithalfase is wanneer die haar uitval en daar stoot die nuwe haartjie al klaar weer in sy plekkie in. En dan gaan jy weer van vooraf en die nuwe haar begin weer van vooraf groei. Okay. Nou is ons by die paar terme wat jy nogal redelik goed moet ken. Okay, die eerste een is haartekstuur. Haartekstuur is die dikte of deursnee van die individuele haarstring. Haartekstuur kan as grof, medium of fyn geklassifiseer word en kan van string tot string op dieselfde persoon se kop verskil. Haardigtheid. Haardigtheid met die aantal individuele haarstringe op 1 vierkante duim of 2,5 vierkante sentimeter. So as jy so klein blokkietjie vat op 'n persoon se kop en jy tel al daai haartjies, is hoe dig die hare is. Dit dui aan hoeveel hare daar op 'n persoon se kop is. Haardigtheid kan geklassifiseer word as laag, medium of hoog, ook bekend as dun, medium of dik, dig. Die gemiddelde kop bevat ongeveer 100.000 individuele hare. Haarporositeit. Haarporositeit is die vermoë van die hare om vog te absorbeer. Die mate van porositeit is direk verwant aan die toestand van die cuticula laag. Gesonde hare met 'n kompakte cuticle laag is natuurlik bestand teen deur vog binnendring en word na verwys as hidrofobiese poreuse hare. Poreuse hare het 'n verhoogde cuticle laag wat maklik vog absorbeer en word hidrofiel genoem. Hare met lae poreusheid word as bestand beskou. Haarporositeit is daai wat jy die haartjie in water gooi en jy kyk of hy sink, of hy dryf en of hy op die middel bly. Haarelastisiteit. Haarelastisiteit is die vermoë van die hare om te rek en terug te keer na sy oorspronklike lengte sonder om te breek. Haarelastisiteit is 'n aanduiding van die sterkte van die sybindings wat die hare se individuele vesels in plek hou.
Nat hare met normale elastisiteit sal tot 50% van sy oorspronklike lengte strek en na dieselfde lengte terugkeer sonder om te breek. Hare met lae elastisiteit is bros en breek maklik. Daar word jy die twee haartjies tussen jou hand hou en jy trek hulle so. En jy kyk of hy dadelik breek en of hy opkrul, wat maak die haar. Dan poree. Die term poree word gebruik om die klein openinge in die vel te beskryf waarin olie en sweet die oppervlak bereik vanaf 'n onderskeie kliere hieronder. Jy het eintlik twee verskillende tipes poree, olieporee en sweetporee. Olieporee, hierdie tipes poree is aan 'n olieklier gekoppel. Kyk, dan haartoetse, ons doen net die een, is 'n kooltoets en dit toets vir allergie. So jy vat gewoonlik bietjie haarkleur en jy sit dit agter jou oor of op jou vel en jy kyk of jy allergiese reaksie het. Jy voer altyd 'n toets uit voordat 'n permanente of semi-permanente haarkleur gebruik word, selfs al gebruik jy jou gewone handelswerk. Dit behels gewoonlik dat jy 'n klein hoeveelheid van die kleurstofoplossing agter jou oor of op jou binne-elmboog tep en dit laat droog word. Volg die instruksies wat saam met die kleurstof kom. Indien jy enige irritasie ontwikkel of onwel voel na die toets, moenie die produk gebruik nie. Okay, dan is ons by dames haarsny tegnieke om te leer. So nou het ons 'n een lengte. Dit is waar die hare 'n soliede lyn onder maak. So jy sny hom solied daaronder. Hy's almal dieselfde lengte. Dan het jy hare wat in laag gesny is waar die hare verskillende lengtes het deur die styl van lank onder in die nek en kort bo op die kop. So daar sit korter as wat dit daar is. Dan het jy elevasie waar die hare verskillende lengtes het deur die styl van kort in die nek na langer na bo op die kop. So hier kan ons duidelik sien daai hare is korter as wat dit daar is en dit is nie dieselfde lengte ergens nie. En dan 'n onderknip of 'n undercut verwys gewoonlik na die hare van mans wat die lengte aan die bokant los, terwyl die agterkant en sye in teenstelling nou gesny, ingewerk of selfs heeltemal buzz is, soos ons dit ken as 'n buzz cut. So daarbo is dit lank, maar hierso is dit korter ingefade. Of 'n undercut soos wat die girls steeds so lekker doen, as jy maak 'n patroontjie of 'n ding in jou snit. Dan het jy verskillende snylyne. Snylyne is in die hare, laat die hare in 'n vorm val. Daar's 3 tipes lyne en die mate van vashou van hare tydens haarsny. So die eerste een is horisontaal. So dit is waar die hare onder mooi lê en jy sny met een lengte. Dan het jy vertikaal. Vertikaal is wat jy die hare reguit opvat dak toe en jy sny dit teen 'n 90 grade hoek. En diagonaal is wat jy die hare so in so lengte sny en hy maak daai lekker Chinese pop effek. Dan palm die skêr. Dis baie belangrik om dit te doen terwyl jy sny. Verwyder jou duim van die duimgreepie. Laat jou ring en pinkie in die greep en vinger rus. Krul jou vingers in om die skêr in te palm, wat hulle toehou terwyl jy die hare kam of skei. Dan het jy haarsny tegnieke. Jy het 'n stomp haarsny of 'n club of 'n blunt cut in Engels. In 'n stomp haarsny, ook bekend as 'n een lengte haarsny, kom al die hare op 'n enkele hangvlak wat 'n gewigslyn vorm. Die gewigslyn is 'n visuele lyn in die haarsny waar die punte van die hare saamhang. Die stompsnit word ook na verwys as 'n 0 hoogtesnit of geen hoogtesnit. Dit beteken al die hare val net onder toe, jy tel dit nêrens op nie. Daar waar hy hang moet jy eintlik sny. Stomp haarsny is uitstekend vir fyner en dunner haartipes, want al die hare word tot een lengte gesny, wat dit dus dikker laat lyk. Dan het jy 'n vryhandsny. Dit word hoofsaaklik op reguit hare gebruik om die basislyn omtrekvorm te skep. Vryhandsny berus daarop dat een hand die hare vashou en in posisie kam en die ander hand die skêr beheer om die sny te maak. Bladsy 9. 'n gegradueerde haarsny is 'n snit waar gewig binne die vorm of die eksterne lyn opgebou word. 'n geleidelike vordering van lengtes van kort na lank.
Gradiëring kan op enige lengte uitgevoer word, maar by langer lengtes kan die resultaat meer verspreid wees. So daar is jy korter en jy gaan al hoe langer met die hare. Dan 'n gelaagde sny is 'n gegradieerde effek wat verkry word deur die hare te sny met opheffing of oorrigting. So jy lig dit op ergens heen. Die hare word op hoër hoogtes gesny, gewoonlik 90 grade en hoër. Onthou dan sit daai hare wat reguit op gaan kop toe, soos daai prentjie. Gelaagde haarsnit het gewoonlik minder gewig as 'n gegradieerde haarsnit, lae skepbeweging en volume in die hare deur gewig vry te stel. Dan het jy 'n skeermessny. 'n Skeermessny gee 'n totaal ander resultaat as ander haarsny tegnieke. Byvoorbeeld, 'n skeermessny gee 'n sagter voorkoms as 'n skersny. Dan het jy 'n glysny. Glysny is 'n metode om die hare te sny of uit te dun waarin die vingers en sker langs die rand van die hare gly om lengte te verwyder. Glysny is 'n perfekte manier om baie lang hare in laat te sny en gewig by die omtrek te hou, eerder as om die sker oop en toe te maak. Hou jy dit gedeeltelik oop terwyl jy langs die rand van die gedeelte gly. Hierdie tegniek moet slegs op nat hare met 'n baie skerp sker uitgevoer word. Sker oor kam. Hierdie tegniek word op nat of droë hare gebruik en het die kam gebruik as 'n gids om die hare vas te hou en egale lig of spanning weg van die kop af te handhaaf terwyl jy sny. Sker oor kam is 'n ideaal vir kort hare wat nie tussen jou vingers gehou kan word nie. So jy kam met die kam en jy sny met die sker, jy gebruik nie jou hand om die hare vas te hou nie. Dan het jy knipper oor kam. Gebruik 'n kam om die hare op te lig en te lei terwyl jy die hare met die knipper sny. So weer eens, jy lig die hare op met die kam en jy sny met die knipper, jy gebruik nie jou hand nie. Uitdunning. Uitdinging is 'n tegniek wat met 'n sker of 'n skeermes gedoen kan word en kan gebruik word om dik hare te verminder of te verminder sonder om die algehele lengte te verminder. So onthou wat doen 'n uitdunsker? Hy sny net elke paar haartjies, laat dit dunner voorkom, maar laat jou hare nog steeds ewe lank is. En dan puntsny. Die betrokke hare word met jou sker in die punte van die haarsegment gesny. Die hoek waarteen jy die sker vashou bepaal hoeveel of hoe min hare verwyder word. So jy hou letterlik die hare daar vas en jy snip so met jou skerpuntjies uit.